Geliefdes, ek wil u uitnooi om vanaand tot rus te kom by die Here. Sit jouself in sy hand, want hy is in beheer van ons lewens. Geliefdes, ek groet julle in die naam van hom wat sy lewe afgelê het vir ons. Wat sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou het as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar het afgelê het, mens geword het en onder ons kom woon het. Die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, help ons om vanaand net opnuut weer tot rus te kom en te luister. Here, om u te hoor. Ja, Here, want deur die Gees spreek u in ons harte. Here, en maak dit stil genoeg in ons harte, dat ons die gebed wat u in ons harte bid, sal hoor. Here, maak ons bewus van u stem. En Here, help ons om uw Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, ook die kans te gee om ons lewens te beheer. Ja, Here, dat ons nie self sal probeer om in beheer van ons lewens te wees nie. Want Here, te dikwels loop dit uit op 'n gemors. Maar Here, dat ons dit sal oorgee aan u, o Heilige Gees, om ons te rig en te lei en te stuur op u pad. Want Here, dit is die pad wat ons wil loop. Dis die pad na die ware lewe. Want ons ken die weg na die ware lewe. U is die weg en die waarheid en die lewe. Dankie vir ons saam wees vanaand, Here. Mag dit wees tot die eer van u naam. Amen. Geliefdes, daar is 'n pragtige aanhaling wat ek vir u wil wys vanaand. Kom ons kyk net waar is hy, daar is hy, Rosemary Doherty wat sê, we should listen to the prayer that Jesus is praying in us. Dis omdat sy Gees, die Heilige Gees, in ons woon, wat ons sy stem in ons harte kan hoor. En hy bid eintlik 'n gebed in ons harte. 'n Gebed wat ons help om in volle oorgawe aan hom te lewe. Maar dan moet ons luister na sy stem. Ons krag lê in stil wees en vertroue. Is dit vir jou lekker om in beheer te wees? Ek bedoel, ons hou daarvan om te weet wat kom, wat wag op ons. Dis nie lekker as dinge so bietjie onseker is, as jy nie weet wat voor lê nie. Maar om jou lewe oor te gee, om die beheer oor jou lewe oor te gee aan die Heilige Gees, dis nogals moeilik. Daarom is vanaand dalk een van die moeilikste boodskappe ook vir my om te bring, want dis moeilik om aan jouself te sterf. Dis moeilik om jouself te ontledig en te sê, Here, kom woon U in my. Ek is nie meer op die troon van my hart nie. Die Bybel gebruik die woord kruis dra en sterf aan jouself. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dis moeilik. Want as jy jou kruis opneem, dan is jy so goed soos dood. Iemand wat 'n kruis gedra het in Jesus se tyd, het geen kans op oorlewing gehad nie. Jy was so goed soos dood. Om te sterf aan jouself, beteken ek moet alle beheer oorgee aan God en sy Gees. En ons bely dat Jesus sy lewe afgelê het, toe hy mens geword het, onder ons kom woon het, sy bestaan op God gelyke wyse,
nie beskou het as iets waaraan hy hom moet vasklem nie, maar dit pryse gee het. Dat hy dit ook van ons vra, om ook ons lewe as ware prys te gee. So die vraag is, vertrou jy vir God 100% met jou lewe? Of hou jy maar so 'n bietjie terug? En dis nie maklik nie. Net as ons werklik vasdraai, net as ons werklik nie meer weet watter kant toe nou nie, Here, help asseblief. Here, ek kan dit nie sonder U doen nie. Maar as dinge nog klop disselboom verloop, dan is dit plain sailing. Ag nee wat Here, U kan maar so 'n bietjie op die agtergrond bly. Ek is in beheer. So die vraag is die Here in beheer van jou lewe? Want om van die Heilige Gees afhanklik te wees en werklik dit te bedoel as ons bid, Here, laat nie my wil nie, maar U wil geskied. Om jou lewe af te lê, om jou lewe weg te gee, om oor te gee aan die Here. Dit sit nie in ons as mense se wese nie. Van kleins af word ons groot gemaak om onafhanklik te wees. Ons wil ons eie ding doen. Ons wil in beheer wees. Ons wil weet wat volgende gebeur. En daarom dink ek, om af te lê, weg te gee en oor te gee, is glad nie maklik nie. Nou in Paulus se lewe het daar iets baie belangriks gebeur, wat soort van vir hom gehelp het om oor te gee en God in beheer van sy lewe te plaas. Ons lees op 'n stadium in sy lewe is hy op pad na Damaskus om die Christene daar gevange te geneem, om die kerk te vervolg. Maar op pad na Damaskus ontmoet hy die opgestane Here Jesus. En hierdie ontmoeting is so groot, dat dit hom neervel op die grond. Dit laat hom blind. God se almag, God se heerlikheid is so helder, dit skyn so helder, dat hy blind word. Daar terwyl hy op die grond lê, sê die Here vir hom, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? En dan vra hy mos, wie is U, Here? Wat dan volg, is dat hy maar na Damaskus toe moet aansukkel. Ek glo die mense wat saam met hom gereis het hom gehelp. En hy gaan na Damaskus toe en hy gaan sit daar in 'n huis, hy's blind. En die Here sê, wag op my. Wag op my. So daar leer hy iets van wag op die Here, iets van geduldig wag op die Here. Maar dan is daar gelukkig nog iemand in hierdie verhaal. Sy naam is Ananias. En ook Ananias moet beheer oor sy lewe prys gee. Want hy sê vir die Here, Here, ek kan nie na Paulus toe gaan nie. Daai ou wil ons kom vang, hy wil ons in die tronk gooi, hy wil ons doodmaak. Here, dis nie 'n goeie plan nie. Die Here sê, vertrou my, ek is in beheer. Ananias moet prys gee. Moet sterf aan homself, want hy weet baie goed, hy kan nou sterf, as hy na Saulus toe gaan. Hy moet sterf aan homself, en na Reguitstraat toe gaan, en vir ou Saulus in die oë gaan kyk, en vir hom sê, Saul, broer, ongelooflike woorde, ongelooflik wat Ananias reg kry, as hy oorgegee aan die Here leef. Die woorde wat Jesus vir Paulus, of toe nog Saulus sê, is, daar sal vir jou gesê word, wat jy volgende moet doen. En van toe af, toe hy begin om te luister, om homself in te stel, om God te hoor, om die gebed van Jesus in sy hart te hoor, om afhanklik van die Heilige Gees te lewe, het sy lewe so verander. Toe is die Heilige Gees in beheer van sy lewe. Maar ons weet egter, dit was nie so maklik nie. Ons weet, dit het nie eensklaps sommer net alles so verander.
dat die Heilige Gees nou elke liewe oomblik van sy lewe in beheer is nie. En dit het ons gisteraand ook gelees, en ek lees dit vir ons weer in Handelinge 16. Hulle het deur Frigië en die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Toe hulle naby Misië kom, het hulle probeer om na Betanië te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Hulle het toe by Misië verbygereis en afgegaan na Troas. Daardie nag het Paulus 'n visioen gehad. 'n Macedoniese man het daar gestaan en hom gesmeek met die woorde: "Kom oor na Macedonië en help ons." Nadat hy die visioen gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons oortuig was dat God ons geroep het om aan hulle die evangelie te verkondig. Die vraag wat ek vir Paulus sou wou vra is: hoe het jy gereageer op hierdie toedeure, op hierdie verhindering van die Heilige Gees, wat gekeer het dat jy na hierdie plek toe gaan, en op die ou einde na Macedonië toe moet gaan? En ek vra dit vir myself. Dis die vraag wat ons vir onsself moet afvra: hoe reageer ons as daar ewe skielike toedeur is? As ek vir die Heilige Gees, vir die Here vra, help my hiermee, lei my hierin, en dit gebeur nie. En as dit toedeur, beer ek self nog voort, probeer ek die deur afskop, of hoe reageer ek op 'n toedeur? Het lyk asof Paulus nie die eerste keer so oortuig was dat hy nou eintlik vir die Gees moet vra wat moet presies gebeur nie. Want hulle probeer eers nog 'n ander pad. En weer eens moet die Gees die deur toemaak. En moet die Gees op 'n baie besondere, direkte wyse met hom praat. Voordat hy sien, dis die pad. Ons moet nie nou hierna toe of so intoe gaan nie. Ons moet nou na Macedonië toe gaan. Ongelooflike stukkie geskiedenis van luister na die Here. Ons moet onthou dat ons nie altyd die volle prentjie sien nie. Iemand het dit verduidelik met soos 'n tapisserie. En jy staan eintlik hier aan die agterkant van die tapisserie en jy is besig om die wolletjies deur te ryg. God sien die voorkant. God sien die totale prent. Jy is net besig met 'n klein deeltjie daarvan. Paulus het gedink, ek sien die groot prentjie. Hy het net 'n klein deeltjie gesien en God moes vir hom die groter prentjie wys van die man in Macedonië wat hom oorroep na hulle toe. Ons kan so dink, ag ons gaan dit vir die Here doen en ons gaan dat vir die Here doen en so gaan ons die Here dien en dan stop die Here ons. Dan sê die Here, wag. Luister. Luister eers. Hy het soveel groter goed vir ons wat hy vir ons beplan. Daarom, om onsself in God se hande te plaas, om die heeltyd vir God voor oë te hou, dat God se prioriteite jou prioriteite raak, en dat jou prioriteite en God se prioriteite dan as ware gelyk is aan mekaar. Dis 'n groeiproses. Maar dit is waartoe die Here ons deur sy Gees roep. Dit is wat ons leer, hoe meer en meer afhanklik ons van die Gees lewe. En Paulus skryf dit vir die gemeente in Rome. Daarom weet ons, hy skryf dit ook vir ons vanaand, Romeine 6 vers 13. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Hy skets dit eintlik baie grafies, jou hande, jou arms, jou voete, al jou ledemate. Moet dit nie in diens van ongeregtigheid stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Geliefdes, ons is die werktuie in God se hand.
Ons, sy kerk, die kerk is Christene, is mense soos ons is die kerk. Ons is God se plan A, B en C om die wêreld te bereik. Daar's nie 'n ander plan nie. Hy stuur vir ons na die wêreld in. Met die krag van sy Gees om die evangelie te bring. Daarom begeer ek om te weet wat is God se wil. Daarom wil ek my prioriteite verander om in lyn te wees met God se prioriteite. Daarom stel ek die Gees in beheer van my lewe. Op nog 'n plek in die brief aan die Korinte, 1 Korintiërs 6, skryf Paulus eintlik presies dieselfde. Hy sê in hoofstuk 6 vers 19, julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en let op hierdie woorde, julle behoort nie aan julleself nie. Julle behoort nie aan julleself nie, julle is gekoop en die prys is betaal. Is hierdie net vir ons mooi woorde? Sjoe, Here, dis wonderlik, U het ons losgekoop van die mag van sonde en dood. Of is hierdie woorde vir jou 'n realiteit in jou daaglikse lewe? Ek behoort nie aan myself nie. Ek behoort aan die Here Jesus Christus, aan God drie-enig, met my hele lewe. En daarom plaas ek myself volledig in God se hande. Daarom leef ek afhanklik van die Gees en laat ek hom toe om my lewe te beheer. Maar dit is net hier waar ons vashak. Want om beheer af te gee, om beheer prys te gee, dis riskant. Dis gevaarlik. Want sê nou maar net, die Gees lei ons na 'n plek toe waar ons nie eintlik wil wees nie. Dis riskant. Dis moeilik om daardie beheer oor te gee aan die Heilige Gees. Maar geliefdes, ons kan nie anders nie. Want ons moet God maak en God hou in ons lewens. En as ons bely ons glo in God, dan sê ons hy beheer ons lewens, hy alleen. Dan sê ons leef afhanklik van hom. Daarom luister ons na hom. Daarom sien ons God raak in die wêreld. Daarom is ons in die regte posisie voor God. 'n Posisie van totale afhanklikheid. Maar om by daai punt uit te kom, het ons bekering van die self nodig. Dis die tweede leidraad. Stil wees, vertrou, luister na die Here, die eerste leidraad, die tweede leidraad, om die Here se stem te hoor, om bewus te lewe van die Gees. Dit kom daagliks tot bekering van die self. Kruisig daagliks jou ekkigheid. Gee jou lewe oor aan die Here. Ons lees in Johannes 21 van Petrus se tweede roeping. Ja, Jesus het hom geroep daar van die viswaters weg, as sy disipel en gesê, ek sal jou 'n visser van mense maak. En dan lei hy saam met Petrus al die ander disipels op, om hom te volg. En dan is daar daai moeilike situasie waar Petrus vir Jesus verloon. Waar sy eie lewe vir hom meer werd is, as om onder beheer van Jesus die Here in die Gees te lewe. En dan huil hy bitterlik as hy besef dat hy vir Jesus verloon het. Maar die wonder van God is mos, hy is die God van tweede kanse en oorbegin. En hy kom na Petrus toe en hy sê in Johannes 21, Petrus, het jy my waarlik lief? Hy gee vir Petrus weer daai kans om te sê, Here, U is in beheer van my lewe. Ek het U waarlik lief. Ek het U waarlik lief.
Geliefdes, mag ons dit regkry om voortdurend ons fokus op God en sy Gees te stel. Die eerste beweging na so 'n geesbeheerde lewe is een van stil word, een van waar jy wie jouself ontdek, wie jy is voor God, en van 'n bekering van ons ekkigheid. Dis 'n luister en 'n fokus op God. Want dis hy wat met ons praat. Dis hy wat homself nie aan ons opdwing nie, maar ons uitnooi na hierdie lewende verhouding met hom. En daarom is dit so belangrik dat ons in hierdie besige, gejaagde lewe, selfs baie keer 'n besige geestelike lewe, dat ons sal tyd maak vir God. Soos wat God vir Saulus gedwing het om stil te raak. So wil die Here ons ook tot 'n rus bring, sodat ons ingeskakel kan lewe op sy stem. So ja, die heel beste manier om te leer om onder beheer van die Gees te lewe, is om op die Here te wag. Om te besef ons is nie in beheer van ons bestemming nie. As jy dink aan jou gebedslewe as iemand wat onder beheer van die Gees lewe, dan is dit nie iemand wat die Here se arm probeer draai, sê Here, ek het dit nodig en Here help my hiermee en Here gee vir my dit nie. Ja, natuurlik kan ons enigiets van die Here vra. Maar ons moet nooit dink dat vra en beveel dieselfde is nie. Ons kan vir Here sê, Here, U moet nou dit vir my gee. Here, U moet nou vir my hiermee help nie. Nee, ons vra en ons wag op die Here. As ons wag op die Here, dan is dit 'n aanduiding dat ons glo ons lewe en alles is in iemand anders se hande. Ek wil dit illustreer met 'n voorbeeld wat ek dink die meeste van ons baie goed mee kan identifiseer. Jy wag vir iemand. Kom ons sê jy het saam met die persoon dorp toe gegaan en die persoon sê ek moet net gou inhardloop by hierdie winkel en vinnig iets kry. En jy sê ek wag sommer in die motor. Jy's nie in beheer van daai situasie nie. Dit help nie jy druk die toeter nie. Dit help nie jy bel die persoon nie. Jy moet wag. Jy moet geduld aan die dag lê en wag. Die beheer is in daai ander persoon se hande. Maar verder is die beheer nie net in daai persoon se hande nie. Daai persoon loop dalk iemand raak in die winkel. En die beheer is uit haar hande of sy hande uit. Daai persoon hak dalk vas by die kassiere en daar's 'n lang ry. En jy kan nie onmiddellik, so vinnig as wat jy wou, terugkom by die voertuig nie. Daar's niks wat jy kan doen nie. Jy moet net geduldig sit en wag. Geliefdes, as ons die beheer van ons lewe aan die Gees oorgee, dan leer die Gees ons daai geduld om alleen op hom te wag. Die gebed vir geesbeheer in ons lewens is 'n gebed, is 'n oefening in die aflegging van my lewe aan die Here. 'n Aflegging van die bediening van die gemeente aan die Here. Om te sê, Here, U alleen is in beheer. Dan wil ek u nooi om 'n bietjie te dink oor hoe ons baie keer voorbidding doen. Here, ons bid vir u seën op ons bediening. Here, ons bediening aan hierdie mense wat honger is of wat dors is of wat koud kry. Here, seën dit. En wat doen ons? Ons doen dan alles in ons vermoë om te seker te maak dat die dinge reg verloop. Maar geliefdes, ons moet die bediening, soos ons lewens, oorgee aan die Here. Die vraag is nie, wie is in beheer nie. God is in beheer.
Die vraag is, het ek myself kwesbaar gemaak? Het ek in my broosheid inbeweeg? Het ek my swakheid voor die Here erken en gesê, Here, sonder U kan ek waarlik nie. Sonder U kan die gemeente waarlik nie. Here, wil U ons lei deur die Gees. Maar dis moeilik. Daarom antwoord vanaand op nie die vraag, wie is in beheer? Wie is in beheer van jou lewe? En as gemeente, wie is in beheer van die gemeente? Mag die Here ons help, dat dit alleen hy, deur sy Gees is, wat ons lei. Amen. Ek wil vra dat ons vanaand so net 'n paar minute spandeer om met mekaar te gesels oor wat ons vanaand gehoor het. Aan die hand van die volgende 3 vrae, en jy kan kies of jy een of al 3 vrae wil gebruik, of net by ene wil stil staan, of jy iets oor heeltemal anders wil gesels wat vanaand vir jou getref het. Wat bring afstand tussen my en God? Wat maak my onbruikbaar vir God? En dan hierdie moeilike vraag. Wat verhinder dat die Heilige Gees volle beheer oor my lewe kan neem? Ek wil vra dat ons ook nou oorgaan en saam bid. So die persone saam met wie jy nou gesels het, draai ook sommer weer so na mekaar toe en dan bid julle saam. As een persoon wil bid, of as julle al 2 of 3 wil bid, 'n kort gebed om vir die Here net te vra, help ons om afhanklik van U Gees te lewe. Kom ons draai ook so na mekaar toe en dan bid ons saam. Amen. Geliefdes, neem dit met U saam. Gebed gaan nie oor wat ons wil hê nie. Dis om te begeer wat God wil hê. Gebed gaan nie oor wat ons wil hê nie. Dis om te begeer wat God wil hê. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.